Goeiedag, ek groet u in die naam van Jesus Christus. Ek gaan met u praat oor les nommer 16 van Die Weg. En die titel van hierdie boodskap is: As my volgers gewillig sou wees om my weg te volg, dan sou ek hul versadig het. As my volk, my volgers, my kerk, my disippels, gewillig sou wees om my weg te volg, my manier van dink en doen, dan sou ek hulle volledig versadig het. Vir alles waarna ons soek en jag, na al wat ons besig hou, en hardloop van die môre tot die aand. Die Here sê, hy gee daai goede wat ons soek, wat die nasie soek, die wêreldse mense. Hulle soek die skatte, hulle wil ryk word. Die Here sê, daai goede wat mense na jaag dag en nag. Ek die Here, gee dit vir jou in jou slaap. Maar ek verwag van jou om my te volg, jou kruis op te neem, jouself dood te reken, dat jy nie meer leef nie, maar dat jy wel die bo lewe lewe, die lewe van Christus wat daar bo is, dat jy dit leef hier op die aarde, my opstanningslewe. As jy dit kan najag, dan sal al die dinge vir jou bygevoeg word. Dis die ou opdrag van die Here, wat hy gesê het, soek eers my koninkryk, soek my en my koninkryk, en my geregtigheid, en die res, alles wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word, sonder spleet, sonder harde werk. Dis waaroor vandag se gaan, en ek lees vir u vanuit Psalm 81, vers 9 tot 17. Kom ons kyk daarna. Vader, ons dankie vir die woord, ons seën die woord, en ons dankie dat ons die voorreg het om dit in ons eie taal te kan lees, en ons vra Heilige Gees dat u dit vir ons sal verduidelik, en dit vir ons sal oopbreek, in Jesus naam vra ons dit. Vers 9 sê, hoor, my volk, ek wil jou dit inskerp. Hoor, ek wil jou dit inskerp. As jy toch na my wou luister, as jy toch na my wou luister. Dit beteken die Here is gefrustreerd met ons. Hy sê, ag, as julle maar na my wou luister. Jy weet, as iemand vir ons so sê, dan weet ons presies, ons luister nie. Ons het nie 'n begeerte om te luister na wat die Heilige Gees vir ons elke dag sê, en wat die opperherder vir ons sê, en hoe hy wil hê ons moet leef. Ons is bietjie te haastig om te sit en te luister. Nou kom ons kyk verder. Vers 10 sê, net daarna sê die Here, daar mag by jou geen vreemde God wees nie. Vreemde God, het ons vreemde gode? Weet jy wat, dit is ons probleem. Ons gee aandag, die meeste aandag, in prioriteitsgewys gee ons die meeste aandag aan dit wat vir ons die belangrikste is, elke dag. So, as jy nou gaan uitwerk, hoeveel tyd spandeer jy aan X, Y, Z en wat ook al, en jy gaan kyk hoeveel tyd spandeer jy met God, of deur die dag, hoeveel sit jy bietjie stil en wag en luister, wat sê hy? Wag op hom, wag 'n bietjie op die Here. Hy wat op die Here wag, kry 'n bietjie nuwe krag. Hy sal opstyg soos 'n arend in die wind, in die krag van die opvloei van die Heilige Gees, wat so strome van, soos riviere uit ons binneste uitvloei. Dan sal ons weet wat is God se plan en wil vir ons. Dan kan ons rus in daai wind van die Heilige Gees. Hy sê, jy mag vir geen ander gode in jou lewe hê nie. So geen is geen. Jy mag voor 'n uitlandse God jou nie neerbuig nie. Wat is uitlandse God? Dit is als vreemde goede. En daar's baie vreemde gode oor die internet en in die kuberwêreld
As baie goed wat ons aandag vat. Ek het al agtergekom, jy begin by hierdie short video's en dan speel jy volgende een en as jy so nuuskierig, jy het so lekker gelag, jy het so lekker geniet hierdie grappige video en dan soek jy, kyk vir nog een is vir jy nog 'n bietjie meer kan laat lag nie. En so hou die Facebook en al die dinge van wat belangrik is in die wêreld, gryp ons aan. En jy's nie regtig, daai's nie jou afgod nie, maar die hoeveelheid tyd wat jy toelaat dat dit vat van jou en hoeveelheid energie, aandag, volgehoue aandag. Jy sit so op die punt van jou stoel. Daai God sê, daar mag geen vreemde God, uitlandse God by jou wees nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig nie. Hoe buig ons neer? Jy gee aandag. Jy beskou dit is belangrik. Jou liggaamspostuur wys, ja, ek het 'n bietjie baie tyd wat ek hier gee. Vers 11 sê, ek is die Here jou God, wat jou laat optrek het uit Egipte land. Ek is die Here jou God, wat jou gered het uit die slawerny van sonde. Ek is die Here jou God, wat jou uit die wêreldstelsels kom uitruk het. Dat het jou nie vernietig nie. Dat het jou nie bind nie. Dat het jou nie uiteindelik doodmaak nie. Want daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde van daai weg is die dood. Met ander woorde, hierdie ding lyk so lekker, maar sy doel is om jou te vang totdat jy sondig. Sondig wanneer jy van hierdie ding te veel maak. Vat te veel van jou aandag. Hy vat te veel van jou waardasie, jou genietinge. Ons moet oppas dat genot nie 'n afgod word nie. Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipte land. Dis 'n slawerny van sonde, wat bedoel is om jou dood te maak. Die loon van die sonde is die dood. Maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Dit is 'n klein voeltjie. Hier kom mamma en die voeltjies hoor, hier is die mamma gefladder van die vlekkies hier by die nesie. Kie. Hulle is honger. Hulle soek kossies. Ons moet so wees as ons die teenwoordigheid van die Here gewaar. As ons gewaar die Here trek ons met sy liefde, dan moet ons uitreik na hom en sê, Here, voed my met u woord en spandeer genoeg tyd om gevoed te word met die woord, met die teenwoordigheid van God. Soos Dawid gesê het op Psalm 27, een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek. Met alles wat in my is, sal ek dit soek, om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om vol te word, te versadig te word met hom en sy geregtigheid, gevul te word met die Heilige Gees. Een ding, net een ding, van al die dinge, daar's miljoene dinge, een ding, soek eers die koninkryk, soek eers Christus, jou geregtigheid, en die res sal vir jou bygevoeg word. Hy gee dit sommer vir jou in jou slaap. Die Here sê, maak jou mond oop. Dit beteken, betoon jou honger teenoor my. Betoon jou begeerte na my. Hy sê, maak jou mond oop, wyd oop, dat ek dit kan vul. Met ander woorde, dat ek kan versadig die honger wat jy moet hê, die honger na God. Ek wil dit versadig. Maak jou mond wyd oop. Vers 12 sê, my volk, my kerk, my geliefdes, jy, my geliefde, vir wie ek gesterf het na my stem nie geluister nie. En my mense was vir my nie gewillig nie. Ek wil hê, sal my woord sê, nie gewillig nie. Ons is so gewillig vir baie goed, hè. Hier is die kern van die probleem, is die gewilligheid. Hoe gewillig is u om te luister? Hoe gewillig is u as u gehoor het om dit te doen dadelik met volle oorgawe?
Die Here sê, ek het 'n probleem, julle luister na my nie. Julle soek my nie. Julle is nie gewillig vir my en my koninkryk. Nou my broers, dit is vreeslik veroordelend om so, as ek nou so praat oor die woord. Maar weet jy wat, ek is onder dieselfde kam geskeer as julle almal. Ek kom te staan teen dieselfde misleiding, verleiding, verloklikhede en al daai goede. Maar ek moet 'n keuse maak vir my eie gesondheid, vir my eie redding, om te bly uit Egipteland uit. Moet ek elke dag, elke oomblik van my lewe besluit maak, stop dit nou. Gaan nie langer hierdie video kyk nie. Hier vloek mense, ek gaan nie daarna luister nie. Hier kom beelde van seksualiteit hierop. Ek gaan nie daarna kyk nie. Die Here sê ek moet wegvlug van die verleiding. Ek moet hardloop, laat die stof staan. Weg van dit af. Dis 'n gewilligheid vir die geregtigheid en 'n totale ongewilligheid vir die ongeregtigheid. Dink mooi daaroor. Dis vers 12, vers 13. Toe het ek hulle oorgegee aan die verharding van hulle hart. Wanneer is ons meer geneig tot wêreldse goede? Dis wanneer ons hart al bietjie verhard het. Jy weet, as jou hart verhard, dan hoor jy nie die stem van die Here so lekker nie. Jy lees 'n skrif, maar jy verstaan hom nie, is toe, ek gaan nie oop vir jou nie. Of, jy het vergeet wat die Here vir jou noudag gesê het, gister nog gesê het. En dit is 'n verharding, dit is 'n harde grond. Ons harte is mos die grond. Dit moet goeie grond wees. Maar partykeer is dit harde grond en die voëls kom in 'n pik en vat dit weg. Jy het vergeet wat die Here gesê het. Jy hoor 'n profesie, maar jy verag dit, want jou hart is dalk bietjie verhard. Jy het nie lus om daai goede te doen nie. Jy moet sorg dat daar brood en botter op die tafel is. Weet jy wat, die Here sorg vir die voeltjies. Hy sê vir ons, moenie julle bekommer oor wat julle sal eet of wat julle sal aantrek. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam is meer as die klere. As God dan, wat weet hoe om die olifant te voer, en die muurtjie, en die muskiet, as God weet hoe om hulle almal te voer, elke dag. Ek meen, een olifant sal seker 'n biljoen muskiete insluk, sommer so asof hy nie eers weet hy het iets ingesluk nie. Maar vir elke klein muskietjie, vir elke klein kriekie, sorg die Here. Hoeveel te meer, sê die Here, hoeveel te meer sal hy vir ons sorg. En ek glo dat as ons gewillig raak vir die Here, dan sal hy ons versadig met dit wat ons nodig het. Hy beloof dit. Dis die tema van hierdie video. As jy ons versadig. Vergenoegdheid is versadiging. Vergenoegd wees met wat jy het. Want as jy eers agter dinge aanhardloop, dan kom jy nooit by versadiging. Dit is as jy aanhou en aanhou, as jy eers 1 miljoen het, dan wil jy 2 miljoen hê. As jy eers 2 miljoen het, wil jy 10 miljoen hê. Dis daai onversadigheid van dit wat nie van die Here is nie. Dis valse, vreemde, uitlandse gode. Toe het ek hulle oorgegee aan hulle verhardheid, van hulle hart, dat hulle eie planne, in hulle eie planne kon wandel. So, wanneer ons begin verhard raak in ons hart, en onwillig raak om die Here se weg te volg, dan begin hy ons oorgee later aan ons weg. Ons denke, ons wee, dan word dit ons weg. En as ons eers op ons weg is, dan het jy nie tyd vir 'n ander weg nie. Ook nie vir die Here sinne nie. Nee, dat jy is lief vir die Here, maar daar's afgode, dit beteken dit hou jou besig, en dit sluk jou in. Right, dan sê die Here in vers 14, ag, as my volk maar na my wou luister, in my weë wou wandel. Yes, dis amazing. Vers 14, as hulle maar wou luister, dat hulle monde wil oopmaak, sodat hulle kan vul en hulle versadig, dan sou hulle nie ander weë wandel nie. Vers 15 sê, God sou hul vyande onderwerp en hy sal sy hand teen ons teestanders uitstrek. Maar ander woorde, God veg dan vir ons, as ons God kies, God se weg,
en ons maak God alles, en ons neem genoeg tyd met God, en ons wag op hom, selfs deur die dag, ons luister na hom, ons is ingesteld op hom. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, daai houding, dan veg hy vir ons, hy slaan hierdie jakkalse plat, hy het 'n stok, maar hy het 'n staf om ons nader te trek, en hy het 'n stok om hierdie verleiding plat te slaan. Hy sê in vers 16, die haters van die Here sou kruipend na die Here toe kom. Die haters van die Here sou kruipend na die Here toe kom. Maar hulle tyd sou vir ewig wees. Ja, die Here sou hulle voed met die beste van die koring, en met heuning uit die rots sou hy jou versadig. Dit beteken die Here gaan vir jou die beste gee. Soek eers die koninkryk en die res vir jou bygevoeg word. Onthou dit. Ek groet julle. Het ek nog tyd? Niks meer tyd nie. Ek groet julle tot die volgende video. Die Here seën julle.